In daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Galilea, in Judea, gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dan gaan hy nog so aan, en hy het 'n kleed gedra met kameelhaar, en hy het sprinkane geëet en heuning. Een oggend, ek was so 6 maande gered, en ek het net begin leer vir 'n pastoor, en ek is by 40 pastore wat die Dinsdag saam bid, in Kimberley, en ek doen maar openligdienste. So hulle kyk my die meeste van hulle of die hond my ingedra het. Wil julle dit vertel? Want baie van hulle is eers meer by die bediening. En ek spog hier nie, ek wil sê, as jy pastoor is, as jy 'n leraar is, as jy 'n wedergebore is, vat die nuwe bekeerling en sit met hom, moenie hom nie traai afbreekie. Vir alles hulle so in die begin is lekker vurig los hulle. En hulle staan en praat oor die liggaam van Christus. En die een sê, hy seker die voet, die ander een sê is die hand, die ander een sê is die oog. En so arrogante ou, kyk as 'n ou 'n grap maak, vat jy 'n grap. Maar wanneer dit van sekere mense partykeer kom, dan weet jy, hy wil jou net afbreek. Hy sê, ag, rooi is seker die hak. Die hak. En ek sien dadelik my eie hak in die winter, hoe bars hy oop. Ek dink, ja, ek nou die deel gekry. En hulle mok my nog so bietjie. Ag, ek moet eintlik, maar nie so fyn gevoelig gewees het, he. As ek nou vandag terugdink, 33 jaar terug, he. Maar lou aan, en ek strip my en ek stap uit. En by die deur sê die Here, waartoe gaan jy? Ek sê, Here, hoor ek het die hak gekry, sê jy het. Dis die hak wat die slang se kop vermorsel. En ek vlie om. Ek kom terug. Ek sê, as Johannes nou hier was, met sy heuning en sy sprinkane, het julle hom verwerp. Ek sê, maar is die hak wat die slang, en jy kan sien, hy wou nie dit gehad nie. En van daar af het ek die hak. Ek loof God, dat ek die liggaam het om die slang se kop te vermorsel. Maar ek moes my nie gewip het nie. So moet jy nie gou wip nie. Maar hoor gou, hy sê, maar toe baie van die fariseërs en sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, Jesus het dan wragtig die kansel taal. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat kom? Ek bedoel Johannes. Dra dan vrugte wat by bekering pas. En moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Net so bietjie. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En hoor nou, dis Nuwe Testament, sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met uitblusbare vuur verbrand. Dis die genadige God wat dit gaan doen, deur en deur skoonmaak. Lyk my as die koring daar is, dan gaan hy weer 'n slag deur die Christene, en hy gooi nog 'n paar weg. Mense kom met hulle stelling, eenmaal gered, altyd gered. Hy sê, hy wie tot die einde toe oorwin, sal die oorwinning kroon dra. Timoteus sê, duidelik, sommige sal in die laaste dae afvallig raak. Toe is Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar die Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe, maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik in die water opgeklim. Is hier 'n bakkie water voor in 'n kerkie. En met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Al plekke in die Bybel, daar is seker miskien nog wat ek op afgekom het, waar Jesus gedoop word, die Heilige Gees kom, en die drie hulle is altyd by mekaar. Maar wat die Bybel van dit stuit, en dis nogal by die doop. Nou kom ons en sê, dis sektaries as iemand onderdompel word. Dan is Jesus die sekteleier, want hy dit laat doen. Ek
maak die stelling, dis 'n sekte wat mense uit 'n bakkie uit besprinkel. Dit staan nie in die Bybel nie. En weer sê hy, hou op ander goedjies lees. Ek sal vir jou 'n WhatsApp uittik. Mense glo enige ding wat rondgestuur word. En dan sit hulle mense se name aan. Hier's 'n ding wat rondgaan oor in die Senaat in Amerika en hoe mooi hulle gebid het. Daai ding het gebeur 15 jaar terug. Nou sit hulle al Trump se naam in. Hy was daar toe dit gebeur het. Mense pas goed aan. Dit's baie maklik om WhatsApps te verander. Hou op enige ding glo en ondersoek die skrif of dit so is. Die woord van die Here, ondersoek dit. En die woord van die Here sê duidelik, daar is water wat verhinder om gedoop te word. Nou vra ek jou vanaand, hoekom is dit vir jou so hard, as jy hoor wat het Jesus gedoen, om jou rug op Jesus te draai en jou kerkleerstellings aan te hang, en te sê, my pa het nou nie so gedoop nie, my oupa ook nie, so ek sal nie. So jy sê vir Jesus, God die Vader ook, in hulle gesigte, my kerk besprinkel, Jesus, asseblief, kom net weg. Ek sal doen soos my kerk doen. Of wil jy vanaand kom en sê, ek gaan my hardkoppigheid, my rebelligheid nou aflê. En ek gaan hands up en sê, Here, laat dit nou toe, want dit is u geregtigheid. 'n klein kindjie wat doodgaan, gaan hemel toe. Of hy nou in wie se huis gebore is. God is 'n genadige God. 'n klein kindjie kan jy aan God voorstel. Maar ek wil vandag net vir julle sê, ek gaan nie nog oor die doop verder praat. Dis baie, kan ek praat. Wat beteken as jy ingaan, jy los jou ou lewe agter, jy word gekruisig saam met Christus. Maar my vraag bly, want na so preek sê mense, ja, ek hoor wat jy sê, maar jy moet nou weet, ons familie het nou, hoor gou hier, wat jy moet weet, jou familie wil nie vir Christus luister nie. Kom ons face dit. As jy met verskonings kom, jy wil nie luister wat Jesus vir jou daar in die Bybel sê. Hy sê vir Johannes, laat dit nou toe, en hy word onderdompel, hy klim uit die water uit. Die Heilige Gees sê, dis sjap, God die Vader sê, is my geliefde seun in wie ek welbehaag, en jy kom, omdat jy op Stellenbosch 'n klomp reëls opgestel het, en jy sê, ek sal dit nie so doen nie. Jy's hardkoppig voor die lewendige God. En dis hoekom, daai selfdes wat hier die ander leerstellings opgestel het, nou al man en man trou, en vrou trou. Want hulle het van God se waarheid afgedwaal. As ek so praat, dit is die snaakste, na so diens kom iemand na my toe. Wil jy nou sê, my ma is in die hel, en my pa, is nie wat ek sê nie. Kan ek net laaste voor ek afsluit dit tyd. As vanaand mense in die hemel, wat besprinkel was. As vanaand mense in die hemel wat onderdompel was. Maar hulle was wedergebore, hulle het hulle harte vir Jesus gegee. Die rower aan die kruis, het hy die geleentheid gehad nie, soos hemel toe. Maar as vanaand mense in die hel, wat onderdompel was, toe uitgeklim het en verder met hulle hoerery aangegaan het, as vanaand mense in die hel, wat God gepraat het, laat doop jou, en jy het nie geluister ook nie. Julle hoor wat ek sê. Die doop red nie. Maar moenie onverskillig staan daar teenoor nie. Hoekom wil jy nie Jesus tevrede stel nie? Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie. Dat ons duidelik in die skrif sien, u het opgeklim uit die water uit, u het nie in 'n bakkie voor in 'n kerk gesit nie. Ek gaan nie dit anderster maak om mense aan te pas wat deur die jare maandagooggende in die skool, net hulle mag geopen het skole. Want hulle was by die broederbonders. En hulle was die. Dankie Here dat u hierdie land die mat so bietjie onder ons voete uitgeruk het. Here, laat vanaand die oortuiging kan ek hier bring nie. Dat die Heilige Gees nou oor ons gaan en na by die huis gaan. En die oortuiging bring. Bekeer jou en word gedoop, sê Markus 16. Bekeer jou. 'n baba is nie bekeer nie. Ek het klaar gebid. 'n baba is nie bekeer nie. Hy sê nie, jy moet eers gedoop word en eendag as jy kan besluit, dan kan jy bekeer nie.
dit staan nie daar nie. As jy 'n kar vandag koop in die kar se boekie sê, gooi eers olie in en dan start jy hom. Gaan jy olie ingooi? Nee, my garage sê anderster. Gaan jy dit sê? Dit sal baie dom wees. Jy gooi eers olie in, dan start jy hom. Nou my God is nie deur mekaar nie. Hy sit nie goed deur mekaar nie. Hy sê, eers bekeer. Bring vir my enige klein babatjie en tel of hulle bekeer is. Is hulle bekeer? Hy sê, maak disciples in Matteus 28 en doop hulle. Wie moet jy doop? 'n discipel. 'n baba kan nie 'n discipel wees nie. Maar ons luister. En dis hoekom ons so vasgevang is. Vanaand kom ek verbreek oor Sannieshof elke vrymetselaarsband in Jesus naam. Amen. En omliggende plekke. Ek kom vanaand en ek verbreek broederbonders in die naam van Jesus. Ek kom vanaand en ek breek die liberale se goed in Jesus naam. Kom vanaand en ek verbreek sosialisme en kommunisme in Jesus naam. Liberale is erger as 'n kommunis. En kyk in jou Afrikaans verklarende woordeboek om alles wat kerklik is in die staatse beheer te bring. Die DA smile oor hierdie wat die kerk nou gaan seerkry. Hulle smile. Julle ken nie die waarheid, die mense. Ek was 10 jaar en hy sê ek praat uit ondervinding uit. Pauses, hulle konkel saam. En dan kom hulle in die koerante, dan dink julle hulle is twee aardsvyande. Hulle sê aardsvyande nie. Hulle laf mekaar. Julle moet wakker raak, dis op ons. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Die vervolging is in sy volle gang binnekort 2 Oktober 2025 is dit klaar opgestel. En laasweek 32 of 36 bladsye is die hele draft. Nou gaan hy, maar sy het een foutjie gemaak. Maar ek gaan nie dit nou sê nie, want anders herstel sy kyk my goed.
En dit gaan ons nog 2 jaar gee, om 'n halwe, maar ek bedoel, ek moet geld hê, Hooggeregshof te gaan. Ek het nou maar ander maniere gaan staan daar by die draad en gaan te kere, as ek die geld het, en dit werk ook. Uit ons 60 miljoen Suid-Afrikaners, is 20 miljoen geregistreer om te stem. Die rekord van 150.000 het gestem vir 'n Christenparty. 150.000 uit 60 miljoen. Wil jy sê hierdie land is Christelik? Dis waar jy kyk of hy Christelik is of nie. Maar ons sal nie stil bly nie. Dani Botha sing 'n mooi lied. Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan stil maak? Dani toe, is dit Rooies toe? Ek gaan speel, nie waar nie. Die wêreld is geskok in Suid-Afrika. Die een oomblik vloek almal ons, Rooies en Dani is verdeel, die volgende oomblik, hier toer hulle saam. Ek like hy wat hy nou sê. Hy sê, as hulle manier van geld maak, hulle het julle. Ek sal altyd as iemand bely sy sondes, om nie afskryf nie. Tot die kindermolesteerders sal ek nie afskryf nie, maar jy sit net die laaste kind daarna as ek naby is. Ek sal jou nooit weer trust nie. Ek wil vanaand vra almal wat hulle harte wil vir Jesus gee. Maar ek gaan almal se oë toe moenie rondkyk nie. Vanaand wil ek hê ons het die naweek nou nie daarop gekonsentreer. Ek wil hê jy moet rustig wees. As jy sê die naweek is nou lekker, ek is 'n bietjie verward of ek hemel toe gaan of nie. Ek dink baie van julle gaan, moenie jouself aankla nie. Maar ek wil tog vir jou sê, as jy 'n lewe het wat nie in Christus behoort nie, dan moet jy reg maak. Ek nooi jou nie vanaand na hierdie kerk toe, AGS, Volle Evangelie Kerk, APK, PPK, NG toe nie. Ek wil jou na Jesus toe nooi. As jy vanaand sê, Rooies, die naweek geluister, ek wil tog my saak met God regmaak. Steek net jou hand op en laat sak hom weer. Dankie, klomp hande gaan op, gaan af, haal af jou hande. Is daar nog wat sê, ek wil vanaand, as jy nou bid, ek wil ingesluit wees in daai gebed. Nie die wat opgesteek het, moet nie weer opsteek nie. Steek gou jou hand op. Wie is daar wat nog sê? Dankie, moet nie weer opsteek nie. Net, die nuus. Is daar iemand wat sê, ek weet die dag is my kussak, is dit vir ewig te laat, ek moet nou besluit. Dan wil ek vir jou vra, wil jy nie maar nou jou hart vir Jesus gee nie? Dit kan vir ewig te laat wees. Ek nooi jou uit. Die wat reeds opgesteek het, moenie. As jy sê, ek sluit my in, Rooies, ek wil seker maak vanaand ek behoort aan Christus. Steek jou hand op. Is daar nog wat sê, sluit my in die gebed in? Ok, dankie. Dankie. Almal wat hulle hande opgesteek het, staan gou hier voor by my. Moet nie nou skaam wees nie. Staan nie. Dis mense wat hulle hande opsteek en nou nie kom nie. Die hel is vol van mense wat sê, ek wou nog bekeer het. Hoekom het ek nie gegaan nie? Hoekom het ek nie gegaan? Dis vir ewig te laat vir jou. Dis mense wat hulle hande opsteek het wat nou nie kom nie. Ek vra jou, as jy die helse vlamme ingaan, ek moet met jou reguit praat, gaan jy uitroep, ek wou nog, maar is vir ewig te laat. Wil jy nie maar kom nie? Oor skaamheid gaan jy nie kom nie. So jy gaan die hel kies. Niemand kan vra my na die tyd, bid vir my asseblief. Ek is ernstig as ek dit sê. Ek maak nie duikboot Christene nie. Wat Sondag uitkom en dan weer onder die grond is. Hier het jy mis nou. Ons word nog nie doodgeskiet nie. Dit kom nog, as ons Christene so slap bly. Ons word nog nie doodgeskiet nie. Islam is besig. Baie naby. Die ISIS-selle is vol in die land. Dis nie teorieë nie. Ek werk met dit. Is daar nog iemand wat sê, ek wil Jesus kies voor ek bid? Want jy gaan nie lekker slaap vanaand, as jy nie nou kom staan het nie. Ok, kom bid saam met my. Roy, ek wil net iets sê. Hoekom ek hierdie gekies het? Hou vas om ek my neus. Moet ek iets druk? Nee, brand net so. Ok.
Daar's 'n paar weke terug, ek was groot gedoop. Ek is baie lief vir die Here. Ek lees 'n Bybel dat my brein sizzle. So ek ken sy woord. Paar weke terug, julle kan my vrou en my dogter vra. Jy kry daai snaakse weird gevoele wanneer Satan jou begin so aanval. Jy wil jouself gaan ophang in die garage. Dit het met my gebeur. Not once, a few times. Ek het vriende daar by ons AGS kerk wat my aanmoedig. Hulle sê don't be stupid. Ek sal nou nie name sê nie, maar ja, dis waar, for what? So, ek was groot gedoop, ek ken die Here, dis Satan wat my aanval, maar ek wil graag weer, ek wil seker maak, want ek het doubts gehad, so, ek is 'n gelowige mens, ek is, glo my, 2 in the morning, the Holy Spirit wakes me up, dan lees ek Bybel, tot al pas vol. Amen. So, ja, ek wil net... Staan net gesê, ek wil net iets sê. Dan is dit af van my hand af. As jy die dag te jonger dompel was, nie gered was nie, het jy doopie getel nie. Want jy was nie bekeer nie. Dan kan jy oorgedoop word. As jy bekeer was en jy laat doop het, dan staan hy doop. Maar dis iets tussen julle. Ons staan daar in jou hart, wat God met jou deel, dit doen ons. Amen. Ek is bly jy het hierdie gedeel. Dankie. Ek wil net gou iets seker maak. As jy vanaand, kom ons doen hierdie gebed, laat ons seker is daar by die huis. Doen hierdie gebed saam asseblief. Doen hierdie gebed saam. Ons gebedslyn is nou onder die. En jy kan nou inskakel ook van die huis af, maar wag eers tot die gebed klaar is. Dan kan jy inskakel. Iemand sal jou wel help. As jy nie deurkom nie, begin nou WhatsApp stuur. So ontvang 3000 WhatsApps per dag net op een lyn. So asseblief wees net geduldig. Ek gaan nie mense altyd terugkom na jou toe. Dan kom outomaties 'n reply wat klomp nommers op het en dan kan jy van daar af ook weer bel. Maak seker jy kom by iemand uit. En in jou dorp is daar gemeentes, kom by hulle uit in Jesus naam. Bid saam en sê Vader, ek kom vanaand na U toe. Ek wil seker maak. Ek behoort aan U. Kom woon in my. Kom red my. Vergewe asseblief al my sondes. Vul my met die Heilige Gees. Ek glo Jesus is die Seun van God. Amen. Vader, ek bid oor hierdie mense. Party het nou by U gekom, party het net bevestig dat vanaand U sê bekeer jou eers. Hulle het nou bekeer en laat jou dan doop. Want as dit presies reg doen. Here, dankie dat U lief is vir ons. Dankie dat U omgee in Jesus naam. Amen. You can have my soul. I'll give it all. Come take control. New mercies rising, grace never failing, your all-consuming love. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou.